In the news today, the Zimbabwean authorities have announced that the country has lifted its embargo on maize imports. According to the Agricultural Marketing Authority, a new statutory instrument to this effect has been published in the Government Gazette. The move reopens Zimbabwe's border for the importation of maize, other grains, oilseeds and related products. The initial ban aimed to boost local production and support domestic farmers, but it soon became clear that local output could not meet national demand. According to Agbiz chief economist Wandilisi Shlobu, Zimbabwean millers experienced shortages after the country's maize harvest fell short of the 2 million ton requirement. He says the lifting of the ban is good news for South Africa, a regular maize exporter to Zimbabwe, as it can now increase its export volumes. Die gewilde Lamb Champs kompetisie het onlangs by Nampo Alpha in Botawil tot 'n einde gekom. Die kompetisie bevorder skaapvleisverbruik in Suid-Afrika deurdat produsente hul produkte tydens uitgesoekte landbougeleenthede spit en bedien. 4 streekskampioene het in die finaal meegeding. Lise Mans, 'n dorperprodusent van Kenhardt in die Noord-Kaap, JP Nel, ook 'n dorperboer van Vryburg in Noordwes, Henny Jonker van die Kroonstad omgewing en Louis Botha, 'n meatmasterboer van Kraddock in die Oos-Kaap. Die titel van 2025 Lamb Champs kampioen is tydens die Nampo Alpha Diner aan Henny Jonker, 'n Hampshire Down produsent, toegeken. Hy het onder meer 'n kontantprys en 'n bronstrofee van die beeldhouer Nick van Rensburg ontvang. Die Departement van Landbou het verlede Vrydag bevestig dat Sasolburg in die Vrystaat nou ook tot 'n back-enclosure gebied verklaar is. Die aankondiging is tydens 'n gesamentlike operasionele komiteevergadering gemaak en volg op gevalle wat reeds in die Viljoenskroon, Vredefort gebied en Parys aangemeld is. 'n tweede ronde van inenting sal binnekort voltooi word en goedgekeurde abattoirs in die geaffekteerde gebiede sal met uitslagtings begin. Duisende dosisse entstof is reeds toegedien sedert die eerste uitbrekings in 2022. Volgens Friedel von Maltitz, visiepresident van Vrystaat Landbou, moet boere hul vee daagliks monitor en enige moontlike tekens van die siekte onmiddellik rapporteer. 'n Foto of video kan aan die plaaslike veearts of dieregesondheidstegnikus gestuur word om die proses te versnel. En steeds in die Vrystaat. 'n Toename in die diefstal van gewassaad wek groot kommer onder landbourolspelers in die Vrystaat. Volgens Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-analis van Vrystaat Landbou, is verskeie areas reeds geteiken, onder meer Reits, Ventersburg, Viljoenskroon en Wesselsbron. Mielie en sonneblomsaad word vanaf plase gesteel en met voertuie na sekere afsetgebiede vervoer. Jakkels Leroux, voorsitter van Vrystaat Landbou se landelike veiligheidskomitee, sê die saaddiefstal kan 'n ernstige impak hê op boerderye se opbrengste en uiteindelik op voedselsekuriteit. Boere word aangeraai om hul pak- en bergingsplekke vir saad, kunsmis, gif, diesel en ander produkte met moderne sekuriteitstegnologie toe te rus en om geen grootskaalse implemente of produkte snags op lande te los nie. Groot getalle saad word gesteel. Saadsakkies word verpak in 18 tot 25 kg sakkies. En dit is dus baie maklik hanteerbaar vir 'n paar persone om 'n klomp saad vinnig en gou te kan laai. Die impak van diefstal van saad het 'n groot impak op insetkostes vir die landbouer, soos jou saad, kunsmis, onkruiddoders en diesel. En daarom raai ons boere aan om die produkte onder streng bewaking en toesig te hanteer en te bewaar en ook hulle om ook paraat te wees. Indien diefstal plaasvind, rapporteer dit asseblief dadelik by die SAPD en kry jou saaknommer ensovoorts. Vrystaat Landbou sal die SAP ook versoek om daadwerklik aandag aan die sake te gee. Ons wil ook vir die streeksverteenwoordigers vra dat hulle ook meer die boere attent maak in hulle streke op die bewaring van saad en insetprodukte. Ons wens almal 'n goeie plantseisoen vorentoe en ons hoop en bid dat die oeste suksesvol sal wees met goeie reëns en wat daarmee gepaard gaan. Sterkte
en mooi loop. Dit was Jakkels Leroux van Vrystaat Landbou. The agricultural organisation Agriculture South Africa has commented on an affidavit by President Cyril Ramaphosa dated 29 August, in which he opposes applications brought by the Democratic Alliance, AfriForum and the Vaderland Foundation. These applications challenge the constitutionality and procedural integrity of the Expropriation Act, particularly Section 19, which outlines the process and conditions under which compensation may be determined by a court. While the President's affidavit upholds the overall constitutionality of the Act, it does include certain concessions, acknowledging that Section 19 may need further clarity and safeguards through alternative wording. The Presidency also confirmed that expropriation without compensation must be subject to judicial review. According to Agri-SA, these concessions represent a positive step in the national dialogue on land reform, but they remain limited and do not address all their concerns. The organisation says it will continue to liaise with the parliamentary committees and monitor court proceedings. The Expropriation Act has not yet come into force. A commencement date must still be promulgated. Die sogenaamde boereverklaring, 'n voortvloeiing uit die G20 boere-dialoog wat in September in Stellenbosch gehou is, sal gereed wees vir voorlegging tydens die G20 beraad vir staats- en regeringshoofde in Johannesburg op 22 November. Volgens Dr. Theo de Jager, voorsitter van die Suider-Afrika Agri-inisiatief, oftewel SAI, is die finale opstel van die dokument tans aan die gang. Die dialoog het gefokus op familieboerdery, digitalisering, die veebedryf en diereproteïene, asook handel en tariewe. Die insette uit hierdie gesprekke vorm die grondslag vir die boereverklaring. Belangstellendes kan meer inligting op SAI se webwerf vind. Met groot dele van die land wat onlangs goeie reën ontvang het, lyk dinge voorspoedig vir boere landwyd. Kom ons hoor wat weerkenner Johan van den Berg te sê het. Ja, dit het nogal redelik, ek wil sê oor die somergraangebied gereën. Plek sommer 40-50 mm Oos-Vrystaat in die gedeeltes. So baie goed, baie bly. Ons hoop nie dit is alweer te nat op sekere plekke nie, maar ten minste die boere sal nou kan begin plant. Kyk ons 'n bietjie na hierdie volgende tyd. Dit lyk of die reën nou gaan breek tot hier na die einde van die maand, hier 29-30 Oktober. Dan lyk dit weer redelik goed en dit kan dan selfs 'n bietjie meer weste kant toe ook reën teen daardie tyd. So veral die Noord-Kaap, Oos-Kaap gedeeltes word dit ook nou redelik droog oor groot gebiede. Wat temperature betref, veral hier oor die sentraal, maar die westelike dele, noordelike dele van die land, baie warm toestande vir die volgende klompie dae. 'n bietjie afkoeling en dan lyk dit maar of die res van Oktober hier na die einde toe, veral weer Wes en Noord, baie warm gaan wees, asook die eerste deel van November. So dit lyk of die somer daarom ook hier is. Ons sê nou die somer, die afgelope week was daar weer sneeu op die Drakensberge gewees. Nagtemperature oor veral die Oos-Kaap, suidelike dele van die Noord-Kaap, dele van die Wes-Kaap het gedaal tot hier baie naby aan vriespunt. So aan die een kant die winter nog nie verby nie, aan die ander kant is die somer oor groot gedeeltes dan hier. Dit lyk nie asof daar ernstige ryp weer gaan voorkom nie, alhoewel daar nog temperatuurdalings veral oor die Wes-Kaap kan voorkom hier in die volgende week. Maar dit lyk nie na te ernstig, te skerp dalings wat te skerp ryp gaan gee nie. Kyk ons na die La Nina, die ontwikkeling het nou weer 'n bietjie afgeplat. So, maar die voorspellings wys nog steeds dat ons hier veral in November behoort die La Nina verder te ontwikkel. Ons hoop maar dit gebeur, want as dit nie gebeur nie, kan dit dalk 'n bietjie droër bly. En as dit dan hier in die volgende maand verder gaan ontwikkel, is die voorspellings verder dat dit hier in Januarie se kant, Desember, Januarie, reeds 'n draaipunt kan bereik en kan terugbeweeg na neutraal se kant toe.
en dit kan vir ons al droër toestande gee hier rondom Februarie, Maart volgende jaar. So ja, ek dink dis omtrent wat ek vanmôre te sê het. Hier is 'n klompie reën op pad, einde van die maand en veral die tweede deel van November, oor veral die sentraal na oostelike dele, maar weswaarts nog nie soveel reën. En dit was ons weerman Johan van der Berg. Die plaaslike wolmark het weer verswak en ons hoor nou van Heinrich Victor oor wat tydens die 9de veiling van hierdie seisoen gebeur het. Ja, baie dankie en ook 'n hartlike goeiedag aan almal van u wat inluister. Die 9de wolveiling van die seisoen het op 22 Oktober plaasgevind en die Suid-Afrikaanse wolmark het weer verswak. Met die Cape Wools merino aanwyser wat 2.9% laer verhandel het vir alle merino wol, as ook 1.9% vir gesertifiseerde wol teenoor die vorige veiling. En het teen 'n skoonprys van R195.89 per kilogram en R202.34 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook afwaarts beweeg hierdie week en so 2% swakker verhandel teenoor die vorige veiling. Die redes dan vir die daling in die Suid-Afrikaanse wolmark kan dan hoofsaaklik weer eens toegeskryf word aan die verswakking van die mark in Australië, as ook die versterking van die rand teenoor die vorige veiling. Volhoubaar gesertifiseerde wol het so 58% van die merino aanbieding uitgemaak, met die grootste persentasie van die totale aanbieding wat grootliks bestaan het uit langer lengtes fyner mikron wol. Nou die hoogste prys van R314.29 per kilogram skoon wol is betaal vir 'n enkel baal lot merino wol van 16.5 mikron. Daar is in totaal 9.386 bale aangebied, waarvan 95% van die totale aanbieding verkoop is. G. Modiano het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool SA, BKB Pinnacle Fibers en Stuken & Company. Nou die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol of MF5 tipes was dan soos volg. En soos u reeds weet, onderskei ons elke keer tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Kom ons begin by 17.5 mikron. Nie gesertifiseer, R217.47 per kilogram. Gesertifiseer R244.95 per kilogram, met 'n premie van 12.6%. 18 mikron nie gesertifiseerde wol verkoop vir R207.02 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n allemintige prys van R238.10 per kilogram behaal het, met 'n premie van 15%. 18.5 mikron, nie gesertifiseer R201.79 per kilogram, gesertifiseer R225.05 per kilogram, met 'n premie van 11.5%. Dan kan ons laastens kyk na 21.5 mikron, nie gesertifiseerde wol verkoop vir R179.55 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R201.25 per kilogram, met 'n premie van 12.1%. Nou ja, die volgende wolveiling is dan geskeduleer vir 29 Oktober, waar sowat 5.345 bale aangebied sal word. Dit dan waarvoor ons tyd het hierdie week uit die wolkantoor. Tot 'n volgende keer dan, mooi loop. Dit was Heinrich Victor en daarmee groet ons ook.